Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. So lekker om die Here se naam net aan te roep hierso. En ek hoop dat krag na jou toe gegaan en ek hoop dat jy gaan aanhou om dit te doen tot jy dit beleef, krag van die Here vir wat ook al jy nodig het in jou lewe. Ons is in die laaste Sondag en die laaste boodskap van ons reeks, 'n 6 weke reeks, ons 5 weke verby. En as jy die eerste keer vandag hier is, baie welkom. Dit bou nie noodwendig op mekaar nie, so jy het nie veel gemis nie. En as jy dit wil gaan kyk, gaan check dit uit op YouTube. Al die boodskappe is daarso. En in hierdie boodskap vandag, in hierdie volgende paar minute, wil ek graag met jou praat oor iets wat ek weet jy nie baie van hou. Heel waarskynlik is jy soos ek is nie. Ek wil met jou praat oor iets wat jy dalk nie noodwendig mal is oor nie. En dit is die D-woord. Die D-woord. Nou daar is dalk 'n paar woorde wat in jou kop opkom as jy hoor ek sê hierdie, maar kom ek help jou uit. Okay, net voordat jy opstaan en uitstap. Die D-woord waarvan ek praat is die woord dissipline. Dissipline. Julle weet daai woord wat almal van ons love om te ignoreer in ons lewe. Jy hoor dit altyd, maar jy love dit om dit te ignoreer. Ek wil vanoggend vir 'n oomblik daaroor praat. Nou een van die beste definisies wat ek van dissipline al gehoor het en wat ek gedink het ek wil graag vanoggend met jou deel, is die woorde dissipline is die goed wat jy veronderstel is om te doen, maar nie wil doen nie. Dissipline is daai goed wat jy veronderstel is om te doen. Jy weet jy moet dit doen, maar jy wil dit nie doen nie. Jy is nie lus om dit te doen nie. Dis nou dinge soos jy weet jy moet minder eet. Jy weet jy moet meer gesond eet. Jy weet jy moet meer begin oefen. Jy weet jy is veronderstel om minder geld uit te gee en jy weet jy is veronderstel om meer geld te spaar. Jy weet jy is veronderstel om 'n budget in jou lewe te hê en nie 'n target nie. Jy weet baie dames het 'n target in plaas van 'n budget. Jy weet hierdie goeters. Jy weet jy moet meer 1-tot-1 tyd saam met jou kinders spandeer. Jy weet jy moet nie TV kyk nie. Jy weet jy moet nie op jou foon wees nie. Jy weet ek moet 10 jy moet my kind connect. Moet dit doen. Ek's veronderstel om dit te doen. As jy 'n tiener is, weet jy moet met jou ouers connect. Jy's veronderstel. En ja, laaste enetjie as jy weet jy moet jou ma meer bel. Enige ma's wat saamstem daarmee. Ja, ek weet my ma sal so sê. Jy weet jy moet jou mamma weer bel. Bel vir moederlief. Dis goed dat ons veronderstel is om te doen, maar goed wat ons nie noodwendig lus is om te doen nie. Nou die interessante ding vir my, en ek dink jy weet hierdie as jy al lank genoeg lewe, is iets wat gewoonlik as 'n dissipline in jou lewe begin. Iets wat begin as iets wat jy moet gedissiplineerd wees oor. As jy reg kry om dit te begin doen, eventually sal jy sien dit begin 'n gewoonte raak. En hoe meer die dissipline 'n gewoonte raak, vir party van ons raak dit selfs 'n stokperdjie. Vir ander mense word daai stokperdjie of daai gewoonte later 'n obsessie of iets wat jy afhanklik of verslaaf raak aan. Is jy nog gedrawers in die huis? Steek julle hande hoog op. Hulle draf 10-1 vanoggend. Is jy nog fietsryers in die huis? Fietsryers? Ja, steek julle hande hoog op. Fietsryers, drawers, so albei gelyk. Ek kan sien, ek wil sien. Hier's 'n hele paar, né? Nie vreeslike gesonde gemeente hierdie nie, sien ek. Okay, so ek praat met die regte crowd. Nou, julle sal weet fietsryers en hardlopers en so aan. Julle, dis nou die mense wat jou moeg maak as jy net na hulle kyk. As ek net na fietsryers kyk, dan se klaar moeg. Dis regtig daai mense, dis die energizing bunnies hier onder ons, dis die mense wat so daai gevoel kry, weet as jy hulle sien, dan gaan lê jy net tot dit oor is. Nou daai mense nie. En by the way, fietsryers, wat is dit met daai klere wat julle dra? Enige iemand al daaroor gewonder wat nie fietsry nie. Hoekom dra julle daai stywe klere? Dit is dit you. Dis aklig. En ek dink myself, ek weet altyd hoekom fietsryers in groepe ry. Want jy wil nie alleen in daai outfit gevang word iewers nie. Dis kom julle altyd 2-2 ry. Dis aklig. Ek meen 'n paar het shape vir dit, maar die meeste het nie. Dis soos what nee. Maar okay, die punt wat ek probeer maak rondom dit is om te sê, jy weet, julle weet, dit het aanvanklik begin as 'n dissipline. Ek moet meer begin fietsry.
moet meer begin draf. Ek wil gewig afskud, ek wil gesond wees, ek wil die stresontlading hê, ek het 'n baie stresvolle werk en jy het begin en jy het hierdie dissipline begin handhaaf, maar hoe meer jy dit begin doen het, hoe meer dit 'n gewoonte begin raak. En naderhand het dit 'n stokperdjie geraak. Jy doen dit selfs Saterdag, doen dit selfs Sondag nie. Is bereid om die dag van die Here op te gee om dit te gaan doen nie. Naderhand word dit 'n obsessie en jy kan nie meer sonder dit lewe nie. Jou fiets is jou go-to place. Weet julle waarvan ek praat? Dieselfde geld vir musikante. Aanvanklik het jy geoefen vir Stateford en geoefen vir Unisa. Jy moes daai klavier oefen en oor en oor en oor. En uiteindelik het dit 'n gewoonte geword en naderhand het dit 'n stokperdjie geword en later het dit 'n obsessie geword. En vandag sê musikante vir my, ek gaan mal word as ek nie my gitaar het nie. Ek gaan mal word as ek nie my klavier het nie. Dit word naderhand jou go-to place. Dieselfde geld vir gesondheidsmense, dieselfde geld vir gesondheidsgurus wat gaan oor eet. Aan die begin jy weet het jy gesê ek wil gesonder lewe, ek wil meer in shape kom. En nou sê so as jy Krispy Kreme sign sien, dan word jy van self naar. Jy kry hoofpyn. As jy dit net sien, dit is 'n obsessie. Dit het in jou lewe gebeur. Nou ding wat ek geleer het is vir baie van ons is dissipline 'n kras woord. Vir baie van ons is dit 'n kras woord, die D-woord. Maar dit het baie kragtige resultate as jy dit reg kry in jou lewe. En wanneer jy aan dissipline dink, dan dink jy onmiddellik, dis iets wat ek nie regtig wil doen nie, maar ek weet ek is veronderstel om dit te doen, maar ek sien lus om dit te doen nie. Maar as jy bietjie verder gaan dink oor dissipline, en dis wat ek vandag vir jou wil sê, as jy verder gaan dink oor dissipline, dan is daar eintlik baie benefits rondom dissipline. En ek het 4 benefits het ek neergesit vir jou vandag rondom hierdie D-woord. Die eerste ene wat dissipline in jou lewe doen, is dissipline lei tot vordering en vooruitgang in jou lewe. Raak gedissiplineerd in jou gesondheid en jy gaan sien jou gesondheid gaan vooruitgaan. Raak gedissiplineerd in jou studies en jy gaan sien jou studies gaan vooruitgaan. Okay, so dissipline help jou om vooruit te gaan en te vorder in jou lewe. Nommer 2, dissipline lei tot vryheid. In jou finansies, in jou verhoudings, in jou gesondheid weer eens. Met ander woorde, as jy geleer het om gedissiplineerd in jou finansies te raak, dan gaan jy agterkom, ek raak finansiëel vry iewers. Ek is gedissiplineerd, ek het 'n budget, so ek is skielik vry rondom finansies. Dis nie vir my issue in my lewe nie. Of ek het gedissiplineerd geraak in my gesondheid, so ek is vry om, as ek 60 is, saam met my kinders rond te hardloop buite, nee. Ek is nie vasgekluister aan 'n kruk of wat ook al dit mag wees nie, nee. Ek is vry, dit bring vryheid. Die derde ding wat dissipline doen, is dit lei tot 'n feel-good factor. Iemand het al beleef, dit kan selfs 'n rush inbring. As jy gedissiplineerd is en iets doen, dan beloon jou liggaam jou met wonderlike hormone. En daai hormone laat jou amazingly goed voel, nee. So dit kan 'n rush in jou lewe inbring, 'n goed voel element. En dan die laaste ene is dissipline is voordelig vir jou. Selfs al doen jy dit met 'n bad attitude. Wat dink jy hiervan? As jy gaan oefen met 'n bad attitude, gaan dit nog steeds voordelig wees. As jy gaan bid met 'n bad attitude, gaan dit nog steeds goed wees vir jou. Verstaan jy? Dis voordelig vir jou, selfs al doen jy dit met 'n bad attitude. So as ons dan 'n basiese definisie van dissipline kan vasmaak, dan kan ons sê, die basiese definisie van dissipline is om goed te doen wat jy veronderstel is om te doen, sodat jy later kan doen wat jy wil doen. Jy doen nou iets wat jy veronderstel is om te doen, sodat jy later kan doen wat jy wil doen. Jy doen nie nou wat jy wil doen nie, jy doen nou wat jy moet doen. Sodat jy later kan doen nie wat jy moet doen nie, maar wat jy wil doen. En dalk is hierdie nie altyd lekker nie. Dalk is hierdie nie altyd fun nie. Maar dissipline is goed vir jou. En as ek na hierdie kyk, dan die 4 dinge wat dissipline in jou lewe kan doen, dan sê ek vir myself, ek kan nogals verstaan dat die Here dissiplines in jou lewe wil inbou. Ek kan verstaan dat die Here sekere geestelike dissiplines in jou lewe wil inbou. Want ons weet, God gebruik verskillende dinge. Ons het hierdie laaste 5 weke en vandag die 6de week het ons gepraat oor 5 dinge wat die Here doen om jou geloof te laat groei en jou geestelik te laat groei. En as ons kyk na hierdie punte wat hierdie dissiplines in mense lewe doen, dan kan ek verstaan dat die Here dit gebruik. Die Here wil jou geloof bevorder, die Here wil jou bevoordeel, die Here wil jou vorentoe vat, die Here wil jou help. Die Here se plan is om jou te groei. En elke keer as ons na die stories van mense luister wat sê my geloof is besig om te groei, wat sê ek is besig om nader aan die Here te kom, dan is daai storie 'n storie wat mense iewers praat van en ek het hierdie geestelike dissiplines in my lewe begin doen. Ek het hierdie dissiplines
in my lewe ingesluit. So geestelike dissiplines is een van die 5 maniere wat die Here gebruik om jou te laat groei. En ek wil jou vandag help daarmee. Ek wil jou vandag saam my nooi om na hierdie enetjie te gaan kyk, die 5de een te gaan kyk, die geestelike dissiplines te kyk en te kyk hoe die Here dit in jou lewe gebruik. Nou wat is 'n geestelike dissipline, kan iemand dalk vra? Geestelike dissipline wat God gebruik om jou geloof te laat groei is goed soos Bybel lees, is goed soos bid, tyd alleen saam met die Here, dis goed soos stilte tyd, dit kan dinge wees soos vas, om deel van 'n klein groep te wees, om Sondag te kom na die byeenkoms van die gelowiges toe, om deel te wees van die vuur. As jy by die vuur is, dan raak jy soos die koeltjie wat uit die vuur uitval, wat een kant lê en afkoel en éventueel is jy heeltemal koud. So om by die vuur te wees, dit is waaroor hierdie gaan. Dis van die dissiplines wat die Here vir ons gee, om generously te begin gee. En so is daar 'n klomp, maar ek wil vandag graag met jou 2 dissiplines deel. 2 dissiplines wat ons nie net uit observasie en uit mense se ervaring en uit ons eie ervaring leer nie, maar wat ons ook uit die woord uit kry, wat ons ook uit die skrif uit kry. So ons baie oor te praat, maar ek wil graag vandag oor 2 praat. Eintlik 3, maar die laaste een is soos 'n 2-in-1 eintlik. So ons sê 2, maar die laaste een is 2-in-1. Dis so 'n bonus, 2-in-1 vir jou. Okay? So wat is die 2 dinge wat ek vandag met jou oor wil praat? Die 2 geestelike dissiplines wat ek glo 'n ongelooflike impak in jou lewe kan hê, wat jou kan help om geestelik te groei. Die eerste een is die dissipline om hom maandeliks die eerste deel van jou inkomste te gee. Generosity. En tweedens die dissipline om hom daagliks die beste deel van jou tyd en van jou dag te gee. Okay, het julle hom? So ek wil net vir die rekord sê, hier is nie 'n gee-preek nie. Okay? Hier is nie 'n gee-preek nie. Hulle gaan nie die liedjie speel Why Don't You Dig a Little Deeper. Verstaan jy, dis wat nie gaan, dis nie wat gaan gebeur nie. Ons gaan nie 'n spesiale offering opneem vir Care Center na die tyd of vir jeugfees of kinderfees of enige so iets nie. Ons gaan glad nie dit doen nie. So haal diep asem en relax. Okay? Dis nie 'n gee-preek nie. Dis ook nie 'n preek om jou te help om meer effektief te raak in jou gebed en beter te bid en alles waarvoor jy bid te laat gebeur in jou lewe nie. Dis ook nie 'n preek om jou meer effektief te laat gee en meer te gee vir 'n spesifieke groep of persone om ander mense te bevoordeel en 'n behoeftes aan te spreek nie. Dis glad nie waar hierdie vandag gaan nie. Wat hierdie vandag oor gaan is om hierdie 2 dissiplines te vat en deur 'n geestelike groei lens na dit te kyk. En te kyk hoe die Here hierdie 2 geestelike dissiplines kan gebruik om jou geloof te expand en jou geloof te laat groei. Dis nie om jou te help om meer effektief te bid of beter te bid of wat ook al, of om iemand anders te bevoordeel of te bless of behoeftes aan te spreek. En kyk, dis om jou te help om jou geloof te groei. Nou ek moet vandag vir julle sê, ek is lank genoeg gepastor om te besef dat nie almal gaan met my saamstem nie. Ek is lank genoeg 'n pastor om te weet dat hier is mense wat in jou gedagtes met my gaan argumenteer. En ek weet julle doen dit, by the way. Terwyl ek praat dan argumenteer in jou gedagtes, maar ek stem nie met dit saam. Dis belaglik, really. Okay, ek weet dit gebeur. Mense het al vir my, so ek weet dit gebeur. Okay, so ek verstaan. Ek's lank genoeg gepastor om dit te weet, nee. Maar wat ek vandag wil vra is dat jy saam met my sal teruggaan na die skrif toe. En as jy uitstap hier vandag, jy hoef nie van my te hou nie, jy hoef nie saam met my te stem nie, jy hoef nie te dink ek is reg nie, maar wat ek wel wil hê jy moet doen is as jy vandag hier uitstap, gaan kyk na die skrif en laat die skrif toe, Jesus se woorde toe om met jou te praat en gaan stoei met die skrif. Want ek wil baie eerder hê dat jy met die woord van die Here in die skrif moet stoei as wat jy met my stoei. As ek 'n paar van julle kyk, ek wil regtig nie met jou stoei nie, eerlikwaar nie. Ek wil hê jy moet met die woord van die Here gaan stoei oor as jy sê ek stem nie saam met dit nie. So, waar is ons skrifgedeelte vandag? In Matteus 6. Nou Jesus is besig om te teach en Jesus is besig om te praat hierso en ons sien Jesus is besig om sekere woorde rondom hierdie 2 dissiplines te sê. En weer eens afhangende van hoe jy groot geword het in jou godsdienstige agtergrond en al hierdie tipe van dinge, weet ek jy gaan dalk upset kan raak rondom goed wat Jesus gesê het. Ek weet jy gaan dalk verskil. Hier's van ons wat gaan weerstand bied teen dit wat Jesus sê. En dis okay. Ek is okay met weerstand. Weet jy hoekom? Want as jy in die gym instap, dan is dit weerstand wat jou spiere laat groei. Nou ek glo geloof is soos 'n spier. So ek glo 'n bietjie weerstand kan jou geloofspiere goed doen. So as jy weerstand bied, weerstand's goed. Dit bou mense geloofspiere. En jy gaan terug aan woord toe en sê ek gaan self in die woord kyk wat hier staan, hè. En dit bou jou geloof en dis wat ons wil hê, dis waar die reeks gaan. Kom ons spring in. Matteus 6 vers 1
lees ons hierdie woorde. Jesus praat nie, hy is aan die woord. Hy sê, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Want, voegwoord, dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Nou, Jesus praat nie per se van private geestelike dissiplines nie. Onthou julle, dis die 5de manier wat God ons geloof vir. So Jesus gebruik nie die woord private geestelike dissiplines nie. Jesus gebruik wel die woord godsdienstige pligte. Nou, as ek die woord so gaan kyk hierso, sê ek vir myself, ek dink godsdienstige pligte is presies dieselfde as 'n private geestelike dissipline. Hoekom is dit so? Want kom ons kyk hierso, 'n godsdienstige plig in die openbaar nakom. Met ander woorde, wat sê Jesus hierso? Hy sê, julle wat godsdienstig is, julle wat geestelik is, dit is geestelike, godsdienstige aktiwiteite wat jou plig is en wat jy veronderstel is om te doen waar niemand dit sien nie. Wat is dit anders as 'n private geestelike dissipline? Iets wat jy moet doen waar niemand dit sien nie, iets wat nie openbaar gebeur nie. So ek is redelik vasoortuig Jesus praat hier van private geestelike dissiplines. Nou wat vir my interessant is ook van hierdie vers, en ek hoop jy tel dit op, is Jesus sê nie, hy maak nie 'n big deal hiervan dat ons dit moet doen nie. Hy bou nie 'n case en sê, kom ek vertel vir julle hoe belangrik dit is om godsdienstige pligte te hê en julle behoort persoonlike geestelike dissiplines te hê. Hy bou glad nie 'n case vir dit nie. Hy vat dit as vanselfsprekend. Hy neem aan, julle wat godsdienstig is, julle wat God dien, julle wat geestelike mense is, dis deel van jou lewe. Geestelike dissiplines, godsdienstige pligte is deel van jou lewe. So ek praat nie eers daaroor nie. Ek gaan nie eers vir hulle sê dat julle dit moet doen of wat nie. So wat vir my ongelooflik hier is dat Jesus baie tyd spandeer aan hoe jy daardie private geestelike dissiplines doen. Hoe jy dit doen, hoe ons veronderstel is om dit te doen. Nie dat ons dit moet doen nie, maar hoe ons dit moet doen. En wat sê Jesus? Jesus sê dat jy jou geestelike, jou persoonlike of private geestelike dissiplines, dat jy dit so sal doen, dat jy nie deur ander mense raak gesien en geëer en opgehemel word nie. Maar dat jy net deur God raak gesien sal word. Jy dit so sal doen dat net God dit raak sien. En wat sê hy dan wat so amazing is? Hy sê, dan sal jy daai beloning van die Vader ontvang. Of as jy dit nie so doen nie, nie op hierdie manier doen nie, dan gaan jy nie die beloning van die Vader ontvang nie. So wat sê Jesus hierso? Jesus sê die motivering waarmee jy geestelike dissiplines doen, die hart waarmee jy dit doen, is net so belangrik soos dat jy dit doen. Inteendeel, die hart, die motivering waarmee jy dit doen, is belangriker. Dit is so belangrik dat as jy dit reg doen, as jy dit doen soos Jesus sê, sal God jouself beloon vir dit. Dis wat Jesus sê. En nou kan ek jou gedagtes lees. Nou weet ek wat jy sê. Ja, want Dawie, ek doen dit nie vir 'n beloning nie. Ek doen dit nie vir 'n beloning nie. Weet jy wat? Dis okay. Dis okay as jy so dink. Dis goed as jy so dink. Maar God gaan in elk geval die beloning gee. Of jy dit nou vir die beloning doen of nie. Hy gaan in anyway die beloning gee. Dis mahala. Dis pasella. God sê, as jy jou geestelike dissipline so doen, dat net ek dit raak sien, en nie deur mense gesien word nie, dan sal ek jou persoonlik beloon. Of jy dit wil hê of nie wil hê nie, of jy dit doen daarvoor of nie, dit is 'n beginsel. En ek het myself commit om hierdie te doen. So die vraag rondom hierdie is, as jy sê ek doen dit nie vir 'n beloning nie, okay. Maar wil jy regtig 'n beloning van God self mis? Wil jy 'n beloning mis? As God die Vader sê ek wil jou beloon, wil jy dit mis? Wil jy mis as God dit in anyway mahala pasella vir jou gaan gee? Ek sê nee, ek wil dit nie mis nie. Jesus sê, it's your choice. Dis jou keuse. Jy kan besluit. Jy kan kies om hierdie godsdienstige pligte of private geestelike dissipline soos ek dit noem, jy kan kies om dit so te doen dat al die mense jou raak sien en mense eer jou en hemel jou op en sê hoe amazing jy is, of jy kan hierdie private geestelike dissipline so doen dat net God dit raak sien en God self sal jou daarvoor beloon. En dan sê Jesus, sy beloning is out of this world. En dan gaan Jesus verder, en nadat hy hierdie establish het, dan gee hy vir ons die eerste geestelike dissipline in hierdie gedeelte, die eerste godsdienstige plig, soos Jesus het noem, wat ek en jy veronderstel is om na te kom, as ons God dien, of geestelike mense is wat Jesus volg. En dit kry ons in vers 2.
Jesus sê, wanneer jy iemand in nood help, moenie 'n groot okasie daarvan maak nie. Wanneer jy iemand in nood help, moenie 'n groot bohaai daarvan maak nie. En nou weet ek, jy dink nou, hoe dit nou enigiets uit te waai met wat jy sê, hierdie klink vir my net soos om mense te help. Jesus praat hier van die eerste private geestelike dissipline. En daai private geestelike dissipline is finansiële generosity. En hoe weet ek dis waarvan hy praat? Want Jesus vat daai beginsel en hy vertel dit in die backdrop van iets wat ons noem die Joodse almoesgee praktyk. Okay? Daar was 'n praktyk wat die Jode gehad het en dit is om almoese te gee. Nou wat het dit beteken? Dit het beteken dat by die tempel in Jerusalem, selfs by sinagoges regdeur Israel, by die tempel sou daar dan nou mense gestaan het wat siek was en wat arm was en wat behoeftig was en allerlei probleme gehad het. Hulle sou so opgelaai net daar by die tempel in Jerusalem, selfs van die sinagoges. En dan wanneer die mense nou gegaan het na die tempel toe om te gaan aanbid in die tempel, dan het jy nou verby al hierdie mense geloop. Nou imagine net dit was so gewees op 'n Sondag hier by die kerk. Jy gaan nou om die Here te gaan aanbid, jy gaan nou om as volgeling van Jesus God te dien en nou loop jy verby almal en jy sê, nee, sorry, soek 'n werk. Verstaan jy? Dit het nie lekker gewerk nie. Of jy kan dit dalk gedoen het, maar as jy uit die diens uitgestap het en hier staan hulle nog steeds, om dan nou net so verby te stap, dit het nie gewerk nie. So hierdie mense was slim geweest, maar anyway, hulle dan nou so opgelaai nie voor die tempel, en wat sou gebeur het, is die mense wat dan nou tempel toe gegaan het, om God te gaan aanbid, het dan gegaan met 'n geldjie, 'n ekstra geldjie. En hulle sou dan gegaan het, en hulle sou hierdie geldjie gegee het, hulle sou generous gewees het, en hulle sou gesê het, ons gee omdat ons omgee vir julle, of ons gee omdat ons skuldig voel, omdat ons het en julle het nie, of ons gaan soontoe om 'n statement te maak en 'n punt te bewys. Ons gaan wys vir almal hoe awesome en hoe generous ons is. Dit was 'n praktyk geweest, dis hoe dit gewerk het by die tempel en by sekere sinagoges, en Jesus praat van daardie ding wat gebeur as hy hierdie woorde dan sê. Nou wat baie interessant is ook, en die slim mense sê dit vir ons, is dat wanneer hulle die almoese gegee het, of die ekstra geldjie gegee het, almoese beteken maar net, hulle het ietsie vir die armes gegee, geldjie ekstra, dan was dit nie deel gewees van hulle tiende nie. Dit was nie deel gewees van die 10% wat hulle gegee het nie. Want volgens die Ou Testament was hulle verplig gewees om 10%, die eerste 10% van hulle inkomste te gee vir die tempel, en dan het hulle dit gebruik om die tempel te ran, en as hulle die tempel geran het daarmee, dan het hulle ook die priesters daarmee betaal, en so het hulle dit gebruik. En ongelukkig teen hierdie tyd, in Jesus se tyd, was dit so gewees, dat die tiendes basies amper soos 'n tempel tax was. Het was soos 'n 10% tax. Hulle het net afgetrek en net vir die mense betaal. Het was nie meer daad van aanbidding gewees teenoor God net. Het was soos 'n tax wat hulle moes betaal, en dis hoe dit nou maar gewerk het. So hulle het 'n stewige deel van hulle inkomste, tiende, het hulle gegee vir die tempel, om daai hele storie aan die gang te hou daarso. En dan wanneer hulle ingestap het in die tempel, en al die mense het hier gestaan, of was op die straat, dan het hulle addisionele gedeelte gevat, en hulle het dan dit gebruik om vir die mense te gee, en om dan nou generous te wees. So dit wat Jesus hiervan praat, dit wat hy hiervan praat, arme mense help, of mense help, wanneer jy mense help, praat hy met mense wat in hierdie wêreld was, in hierdie system was, okay? En hy het met mense gepraat dan nou basies hier oor finansiële generosity. So wanneer jy mense help, wanneer jy finansiëel generous is, met ander woorde, die eerste dissipline, privaat geestelike dissipline, is finansiële generosity. Kom ons gaan aan, wat sê Jesus dan? Wanneer jy iemand in nood help, moenie 'n groot okasie daarvan maak nie. Dis wat die skynheiliges in die sinagoges en op die strate doen. As hulle daar aangestap kom en haal hulle die rolle geld uit en deel dit sodat almal kan sien hoe generous is hulle en hoe awesome is hulle, nê? En op die strate doen om deur die mense opgehemel te word. Jesus sê, ek verseker julle, dis al beloning wat hulle ooit sal kry. Nou wat opvallend is van hierdie gedeelte is, Jesus sê, wanneer julle dit doen. Nie of nie as julle dit doen nie, wanneer julle finansiëel generous is, wanneer julle gee, wanneer julle mense help. Met ander woorde, dit moet 'n dissipline wees, dit moet 'n gewoonte wees, dit moet iets wees wat ons doen. En as ons na die vers kyk, dan sien ons dat Jesus sê vir 'n tweede keer hierdie woorde. Hy sê, dan gaan jy klaar jou beloning kry. Jesus praat vir 'n tweede keer oor hierdie beloning van mense. En hy sê die beloning van mense is dat mense jou ophemel, dat mense jou beel blaas, dat mense jou eer en jou acknowledge en sê, kyk hoe
awesome is jy? En hoe dit gewerk het, soos ek nou gesê het, is iemand het daar ingestap gekom met groot seremoniële fanfare en hy het die geld uitgehaal en hy het dit vir mense gegee, so ver soos hy gestap het. Almal het gesê, jo, hier kom Jan. Kyk hoe awesome is Jan. Kyk hoe generous is Jan. Kyk hoe baie gee hulle familie vir die werk van die Here. Dis daarom fantasties. En dan sê, ja, is dit nie so nie. Jy weet, daai tipe situasie. En Jesus sê, as jy dit doen, en mense jou honor, dan vir die tweede keer sê hy dit, het jy klaar jou erkenning en jou eer en jou acknowledgement weg. Nou ek reken as Jesus Christus, die een wat opgestaan het uit die dood uit, as hy een keer iets sê, is dit pretty belangrik. Nou as Jesus 2 keer iets sê, direk na mekaar, dink ek ons moet regop sit, ons ore spits en luister wat hy sê. Wat is dit wat Jesus dan vir ons sê? Jesus sê, daar's 'n beloning wat met generosity gepaard gaan. Daar's 'n beloning wat met generosity gepaard gaan. En as jy dit vir mense doen om deur mense gesien en geëer te word, dan gaan die mense jou daai beloning gee, dis hulle eer en acknowledgement. Maar as jy dit vir God doen, private geestelike dissipline, dan gaan God jou daardie beloning gee. Vers 3. Maar wanneer, hier is weer daai woord, maar wanneer, nie as of miskien of sou jy nie, of as jy lus het, wanneer jy liefdadigheid beoefen. Dis nou daai hele praktyk van finansiëel generous wees. Moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Julle ken hierdie, nê? Ek weet jy het dit al gebruik. Het jy geweet dit kom uit die Bybel uit? En jy dink jy ken nie skrif nie. Jy dink jy ken nie die Bybelse verse nie, nê? As jy dit gesê het, het jy die Bybel gekwoot. Dalk het jy die Bybel gekwoot in 'n besigheidsetting. Dis die woord van die Here wat jy hierso gebruik het. Maar vers 4. Hy gaan aan, hy sê, so sal jou hulp betoon, geheim bly. En jou Vader, wat alle geheime ken, sal jou beloon. En wat belangrik is om hier te sien, is Jesus maak 'n direkte koneksie tussen die private geestelike dissipline van finansiële generosity en tussen geestelike groei en beloning. En alhoewel Jesus nie vir ons sê wat die beloning is nie, in ander kontekste gee hy beloning, hy sê wat dit is, alhoewel Jesus nie vir ons sê wat die beloning hierso is nie, kan ons nogals 'n duidelike afleiding maak van wat ons dink dit is. Dieselfde as wat mense vir jou gee, wanneer jy dit doen om deur mense raak gesien te wees, met ander woorde menslike eer en erkenning en ophemel en so aan. Ons glo dis dieselfde wat God hiervan praat, is wanneer jy dit net vir God doen en die geheim doen en net God dit sien, dan gaan God jou sy goddelike eer en erkenning en acknowledgement en sy glimlag oor jou lewe gee. Net soos jy dit van mense ontvang as jy dit vir hulle doen, sal jy dit van God ontvang as jy dit vir hom doen. So julle onthou, alles gaan oor groter geloof. Alles gaan daaroor dat die Here jou geloof wil bou, dat die Here jou geloof wil stretch. Hierdie gaan nie net daaroor om die behoeftes van behoeftige mense aan te spreek nie. Dit gaan nie net daaroor om arme mense te help. Dit gaan nie eintlik oor die mense vir wie jy dit gee of vir wie jy dit doen nie. Hierdie konteks wat Jesus hierin praat gaan oor jou hart, gaan oor jou geestelike groei en dit gaan oor jou geestelike ontwikkeling. Dis waar hierdie gaan. Hierdie gaan oor wat gebeur binne in jou as jy kies om hierdie geestelike dissipline van finansiële generosity in jou lewe in te bou. Het gaan oor wat in jou lewe gebeur en hoe jy daardeur gestretch gaan word. Nou weet ek, iemand sit dalk en jy sê vir my, en laat ons maar die wit olifant uit die vertrek uit kry. Jy sê vir my, Dawie, so jy sê basically vir my, jy moet gee sodat jy beloon kan word. Is dit wat jy vir my sê? Nee, dis nie wat ek vir jou sê nie. Dis wat Jesus vir jou sê. Ek sê dit nie. Jesus sê dit. Dis Jesus se woorde. Waarop jy miskien ook vir my sê, wel, ek dink nie mens moet gee om terug te ontvang nie. Ek dink nie mens moet gee om 'n beloning terug te kry nie. Sê ek, fair enough. Ek hoor dit jy sê, maar vergeet dit net vir 'n oomblik en fokus op die Here Jesus se woorde. Fokus op wat die Here sê rondom hierdie. En dan vra ek jou hierdie volgende vraag. Wat sal gebeur as jy regtig glo dat Jesus sien hoeveel, waar en wanneer jy van jou hart verdiende rande weggee? Of dit nou is vir die kerk of vir 'n organisasie of 'n sending om God se missie in die wêreld te establish.
En God besluit om jou te eer en jou te beloon daarvoor. Wat dink jy sal in jou lewe gebeur as jy Jesus se woorde ernstig opvat? Sê, Here, ek gaan U toets hierop. Ek gaan my hardverdiende rande gaan ek weggee. Soos U sê, 'n deel daarvan gaan ek weggee. En ek glo, U het gesê, ek gaan my beloon en my eer daarvoor. Wat dink jy sal in jou lewe plaasvind? Dalk sê vir my, okay, hoe gaan hy my beloon? Ek wil eers weet wat die beloning is. Ek weet waar is die skelm, sê eers vir my, wat is die reward? Nee. Wat is die beloning, vra iemand? Ek sê, wat maak dit saak? 'n beloning is 'n beloning. En 'n beloning van God die Vader self, kan ek jou beloof, gaan nie te bad wees nie. Hy sê dit, ek sal jou beloon. En ek wil op hierdie punt inkom en sê, ek is nie besig om prosperity te preek nie. Met ander woorde, hoe meer jy gee, hoe meer gaan God jou bless met health, wealth and happiness. Hoe meer geld gaan God vir jou gee, hoe meer finansiële goed gaan hy. Dis nie wat ek hier so sê nie. Ek wil jy moet my baie mooi verstaan, ons is nie so 'n tipe kerk nie. Agape is nie 'n prosperity kerk. Hoe meer jy gee, hoe meer gaan God vir jou gee, materieel, finansiëel of in terme van aardse goed nie. Die kans is eintlik baie goed dat die Here jou geestelik eerder gaan bless en geestelik gaan beloon, of dat die Here jou in terme van relationship gaan beloon of gaan bless. Dis eerder wat ek glo. Dis op plaasvind. Maar whatever dit is en hoever dit vir jou is, ek dink ook nie is 'n one size fits all nie. Ek dink ook nie is vir almal dieselfde nie. Ek dink nie almal gaan dieselfde kry nie. Whatever it is, as God dit doen, it's going to be good. Ek dink dis wat ons hier uit moet kry, nie. So imagine as jy hierdie glo en hierdie ernstig opvat. Imagine hoe sal jou generosity verander. As jy glo dat God regtig sê, ek gaan my beloon, God regtig sê, ek gaan my honor. As dit regtig so is, imagine hoe sal jou generosity verander. Jy gaan nie meer sê, laat ek tog net daai blessed se EFT maak vir die kerk. Laat ek net die check skryf, hier kom die sakkie alweer Sondag verby, laat ek nou maar net ietsie ingooi, nee. Laat ek kan nie 'n groenetjie ingooi nie, maar bloue, want die tannie kyk hoeveel ek gee of wat ook al nie. Of ek hoop nie hulle praat alweer vanoggend oor geld nie, of al wat die kerk soek en is geld, dit gaan net vir hulle oor geld die hele tyd. Imagine as hulle generosity verander. Jy sal sê, hierdie gee vir my geleentheid om generous te wees. Hierdie gee vir my geleentheid om God op sy woord te vat. Hierdie gee my geleentheid om te kyk of God werklik waar ernstig is as hy sê, gaan my beloon. En ek bring my container, Here, en ek sê, beloon my soos U wil. Alles wat U kan gee, wil ek hê. Weet jy hoeveel keer bid ek dit? Here, alles wat U vir my wil gee, wil ek hê. Wat wil U vir my gee? Ek wil dit hê. Ek bring my container, Here. Hoekom is ons nie finansiëel meer generous nie? Hoekom koop ons nie in hierdie beginsel in nie? Kom ek sê julle wat ek dink. Okay? Ek dink dis 'n geloofsding. Ek dink nie ons glo Jesus se woorde nie. Ek dink nie ons vat hom ernstig op nie. Eerstens, ek dink nie ons glo regtig hy gaan ons beloon as hy sê hy gaan dit doen nie. Ek dink nie ons glo dit nie. Christene glo dit nie. En tweedens, ek dink nie ons vertrou die Here met ons finansies nie. Kyk, jy vertrou die Here met jou huwelik, en jy vertrou die Here met jou gesondheid, en jy vertrou die Here met jou loopbaan en met jou werk, jy vertrou die Here vir jou veiligheid, elke keer as jy bid, as jy op die pad gaan en in die aand bid voor jy gaan slaap vir beskerming, jy vertrou hom. Jy vertrou die Here met jou hiernamaals, jy vertrou die Here met jou ewigheid. Jy het geen garanties wat met jou gaan gebeur as jy die dag sterf nie. Hoe weet jy wat gaan gebeur? Dis nie asof iemand teruggekom het en gesê, dis wat gaan gebeur nie. Jy weet nie, jy het geen idee wat vir jou wag nie, behalwe Jesus se woorde wat sê, ek gaan om vir jou plek te berei, en as ek plek berei, kom ek terug en ek kom haal jou en jy sal wees waar ek is. Hy weet die seënheid het die lewe, hy weet nie die seënheid nie, het nie die lewe nie. En by the way, as jy nie daai waarborg vanoggend het nie, jy wil nie sonder die Here sterf nie. Jy kan ook sonder Jesus lewe, maar jy kan nie sonder hom sterf nie. Dit het hy vir ons gesê. En jy moet vanoggend jou saak met die Here regmaak rondom dit en sê, Here, dis tyd dat ek regmaak. Maar jy plaas selfs jou ewigheid in die Here se hande. Was dit by jou finansies kom? Nee, Here, dis bietjie moeilik. Here, ek werk so hard vir my geld. En ek is so bang, ek gaan te min hê as ek 'n deel daarvan weggee. Ek is so bang, ek gaan nie genoeg hê nie. Ek is so bang, daar gaan nie genoeg oorwees nie. So ek hoor dat U sê, Here, maar ek kan nie 'n deel daarvan weggee nie, want ek is bang as ek 'n deel daarvan al weggee,
gaan ek op 'n plek kom wat ek nie die geld het nie en wat ek my hele lewensonderhoud gaan verloor. So ek kan nie 'n deel daarvan weggee nie. Sien julle? Daar is die wortel van die probleem, volgens my. Daar is die probleem. Ek plaas my hoop op geld vir my hele lewensonderhoud. As my geld nie daar is nie, gaan ek vergaan. Which is true. Maar daar's 'n ander dynamic rondom hierdie ding. God sê, dis hoekom ek wil hê jy moet hierdie dissipline in jou lewe inbou. Dis hoekom ek wil hê jy dissipline van finansiële generosity in jou lewe inbou. Hoekom? Dat jy leer om jou vertroue nie op geld te plaas vir jou lewensonderhoud nie, maar op God te plaas. Om God die bron en die beloner te maak en nie jou geld nie. En om daai shift te maak, vereis baie geloof. Almal wat dit al gedoen het, is groot geloof. Julle weet. En dis hoekom hy dit doen, want hy wil hê jou geloof moet groei. So dis 'n saak van geloof, wanneer jy die besluit neem om generous te wees en die eerste deel van jou inkomste volgens 'n vooraf beplande of bepaalde persentasie vir die Here weg te gee. Kyk, dis 'n groot geloofstap om dit te doen. In die Ou Testament was dit 10% gewees en God het dit op 10% gestel en gesê ek so 10% van jou inkomste. Dit was 'n wet gewees en hulle moes dit gedoen het. As ons kyk na die Nuwe Testament, dan sien ons Jesus kom en Jesus van dieselfde beginsel, die beginsel van tiendes en hy dra dit oor in die Nuwe Testament. Aan die ander woorde, dit wat in die Ou Testament is wat Jesus oorgedra het in die Nuwe Testament, ons noem dit die wet van Christus en net dit wat Jesus oorgedra het uit die Ou Testament uit is van toepassing op ons vandag as Christene. Nou Jesus het nie pertinent gesê hulle moet hulle tiendes gee nie, maar wat hy gesê het is in verskillende kontekste dat wanneer ons dit gee dan eer hy dit. Hy het die koin gehou en gesê wie se gesig is hy op? Hulle sê toe Caesar. Hy sê mooi, gee die keiser wat hom toe kom en ek's baie spyt het dit gesê, want dis tax. En tweedens gee God wat hom toe kom. Almal het geweet wat beteken gee God wat hom toe kom nie. Op 'n stadium sê hy vir die Fariseërs, ja, julle gee julle tiendes van al hierdie goed en dis ook reg so. Maar die belangrikste laat julle na is vir die wees en die weduwees en die barmhartigheid, sê hy vir hulle. Ander plek kom 'n ou tannie en sy gooi die goedjies in, sy gooi klein geldjies in daar en Jesus sê hierdie vrou het groter geloof as enigiemand anders, want julle dink sy het min gegee, maar sy het alles gegee wat sy gehad het. Maar hier is 'n belangrike ding wat jy moet verstaan rondom hierdie is. Jesus het nie die beginsel van tiendes oorgedra in die Nuwe Testament as 'n wettiese beginsel nie, soos in die Ou Testament. Dis 'n wet wat ek moet onderhou om 10% te gee nie. Jesus het dit oorgetrek as 'n beginsel van generosity. Die wet het jou onderhou uit vrees en uit dwang en uit skuldgevoelens. Ek moet dit doen, ek is bang ek gaan hel toe, ek is bang vir dit, so ek moet dit doen. Jesus sê nee, dit gaan nie meer oor moet dit doen nie, dit gaan nou oor wil dit doen. Hy het die beginsel van generosity oorgedra. My motivering het verander. Die motivering is nie dwang of skuldgevoelens of vrees nie. Die motivering is liefde, dankbaarheid en relationship. En in die Nuwe Testament is die gees van die Nuwe Testament die gees van generosity. So Jesus stel dit op 10%, maar wat hy sê is wees so generous soos jy kan wees. Dis waaroor dit gaan. En as jy sit vandag en sê, weet jy wat, generosity vir my op hierdie stadium is 6% of 7%, dan sê hy, that's okay, want dit gaan oor generosity. Ja, Jesus het gesê 10%, en ek gaan definitief werk soon toe soos hy my bless, maar 7% is wat dit vir my beteken. Dis 3% vir my. Iemand anders sê dalk en sê generosity beteken vir my 17% of 20%. Tiende is eintlik niks vir my nie. Ek kan eintlik 17%. Dan sê die Here, dis wat generosity beteken. Verstaan julle die beginsel? Dis nie 'n wet om te onderhou en God gaan my straf as ek dit nie doen nie. Dis die beginsel van generous wees. En Jesus het eenvoudig maar net die 10% benchmark daar gestel as 'n guideline vir ons. Maar hy sê wees so generous soos jy kan wees. Jesus se punt in hierdie gedeelte is nie die mense vir wie die geld gegee word nie. Dis nie die behoeftes van die mense met wie hy praat nie, soos ek nou gesê het. Jesus se punt is hierso die hart van die een wat gee. Die geloof van die een wat gee. Want as jy gee en so generous is soos jy kan wees en besluit op persentasie en sê die Here, ek gaan jou beloon. En dis omdat ons 'n relationship met mekaar het. So om 'n deel daarvan weg te gee, rek jou geloof, dit groei jou geloof. Want dit beteken ek vat 'n deel van dit weg. Nou is dit nie meer daar nie, so nou moet ek op God staat maak vir daai deel. En dit laat jou geloof groei. So, dan beweeg Jesus aan. Okay, en as jy nie bly beweeg aan nie.
Dan praat hy tweedens oor die volgende 2 in 1 en dis baie korter hierdie. Hy praat oor hierdie gedeelte. Hy sê, en wanneer julle bid. So hier's die hele eerste dissipline, generosity, finansiële generosity. Tweedens, en wanneer julle bid. So wat hy hierso doen, is nou skuif hy die fokus na gebed toe, en nou begin hy bietjie praat oor jou tyd. En dit is nie interessant nie, sien we hierso, en wanneer julle bid, nie as julle bid, of sou julle bid, of as dit by julle opkom nie, wanneer julle bid, weer eens, 'n geestelike dissipline, wat privaat gedoen word. Hy sê dit moet 'n geestelike dissipline wees. Hy sê, en wanneer julle bid, en dis dadelik wat van ons weer pushback het, dis waar dalk my verskil, en sê, Dawie, maar ek het regtig nie tyd om te bid nie. Jy weet nie hoe lyk my skedule nie. Jy weet nie hoe lyk my situasie, want ek het tyd om aan God te spandeer nie. Places to go, people to see. Ek is jammer, ek het ongelukkig nie tyd vir dit nie. Wie tyd om te spandeer aan die Here? En boonop, wat het ek om te wys in my lewe vir helfte van die tyd wat ek gebid het? Helfte van die tyd wat ek in gebed ingesit het, wat het ek om te wys in my lewe? Niks. So ek gaan nie bid nie. Okay, Jesus praat met jou. Matteus 6 vers 5b gaan hy aan. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Weerens sê hy, dit verseker ek julle, hulle het klaar hulle beloning weg. Of hulle het hulle beloning klaar weg. En weerens wat jy moet raak sien is, Jesus maak nie net tussen generosity en beloning 'n link nie. Jesus maak 'n link tussen gebed en beloning. En Jesus sê, wanneer jy bid, geestelike dissipline, privaat in jou binnekamer, sal God jou beloon. Die gebed wat Jesus hiervan praat, is nie WhatsApp gebed nie, okay? Dis nie daai one-liner gebedjies wat ons bid nie. Dis nie daai, ek bid die hele dag gebed nie, want mense sê dit baie keer vir my, Dawie, ek bid die hele dag, by die werk en in die kar en op die brug, en great, ek is baie bly jy doen dit, geen gebed is verkeerd nie, okay, maar dis nie die gebed wat Jesus van praat nie, daai gebed wat jy bid, ag Here, laat die robot asseblief groen bly, te kan oorjaag en betyds sy werk, of Here, tref asseblief my baas met stom my, dat hy nie vandag op my afgaan oor hierdie ding nie, of Here, kom sluit my mond as die leeu se bekke, by die funksie vanaand met al daai lekker kos, so wat, verstaan, dis nie daai gebede nie. Die gebed wat Jesus hiervan praat, is intentionele, diep, tyd alleen met God. Dis die gebed waarvan hy hierso praat. Dis die tipe gebed waarvan jy baie van jou kosbaarste ding in jou lewe moet prys gee. En dit is nie geld nie. Jy dink dalk die kosbaarste ding in jou lewe is geld, dit is nie, dit is tyd. Die tipe gebed wat Jesus hiervan praat, is gebed wat vereis dat jy van die heel belangrikste kwantiteit goed in jou lewe prys gee, en dit is jou tyd. By the way, tyd is die heel belangrikste ding in jou lewe. Jou tyd gaan waarskynlik uithardloop voordat jou geld uithardloop. Jy het geweet, of ek hoop vir jou part so, maar waarskynlik is dit hoe het gaan wees. Jou geld gaan nogal wees, en dan is jou tyd verby. So wat Jesus hierso sê, is iets wat ek wil hê jy moet doen. Ek wil hê jy moet 'n deel van jou kosbaarste hulpbron, jou tyd. En by the way, die beste deel van jou kosbaarste hulpbron, wil ek hê, jy moet op 'n daaglikse basis vir my gee, in gebed, en in tyd saam met my. Vers 6. So wanneer jy bid, dis nie daai ek is die hele dag besig om te gebid in die verkeer en daai goed nie. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis. Maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal elke gebed wat jy bid beantwoord? Nee, dis nie wat daar staan nie. Hy sal jou beloon. Daar het ons weer daardie beginsel. So beteken dit dat as jy bid op die treadmill of in die verkeer, die Here hoor jou nie? Nee man, beteken glad nie dit nie. Die Here hoor jou. Maar wat hierdie beteken, is die Here sê, wanneer jy jou beste deel van jou dag vat, van jou kosbaarste besitting, jou tyd vat, en jy spandeer dit om alleen met my tyd te spandeer, en te bid, en my te soek, en verhouding met my te bou, dan sal ek jou beloon. En weer eens sê ek doen dit nie vir 'n beloning nie, fine, maar as jy dit doen, gaan jy dit in anyway kry. Hy wil dit vir jou gee. Dis hoe belangrik dit vir hom is. En saam jou eer God mense, wanneer jy die beste deel van jou dag, jou kosbaarste besitting wat tyd is, vat, en jy sê, ek gaan hierdie slot eksklusief van u wy, tyd alleen saam met God te spandeer, en die Here te soek. Hy beloon jou daarvoor, hy reward jou daarvoor.
Is dit nie so dat hierdie besig wees die hele tyd is maar eintlik 'n baie selfgesentreerde storie nie? Dink aan, besig wees, ek is so besig. Dit gaan oor jou, my tyd, my program, my lewe, me, myself en I, me. Christen is great daarmee. Maar wanneer ek bid, dan sê ek, Here, ek gaan hierdie tyd uitsit wat nie oor my gaan nie. Nie oor my gaan nie. Wat oor U gaan. Ek gaan U soek, ek gaan dit gee vir U. Ek gaan tyd alleen saam met U spandeer. Ek gaan fokus op U en ek wil net by U wees. En as jy met mense praat in wie se lewe hierdie praktyk en hierdie dissipline realiteit is, raai wat gaan hulle vir jou sê? Hulle gaan vir jou sê dit het my lewe verander. Hulle gaan vir jou sê die beloning wat God vir jou gee is nie die beloning wat jy dink nie. God gaan nie al jou gebede wat jy bid beantwoord as jy dit bid, omdat jy in daai time slot bid nie. Die Here sê die beloning, en almal wat hierdie doen, sê die beloning vir my is nie iets wat God vir my gee nie, dis God self. God is die beloning. Die Here is die beloning. Sy presence, sy teenwoordigheid, sy vrede, sy kalmte, sy rus. Hy gee homself vir my wanneer ek dit doen, en dit is vir my die beloning, and nothing can compare to that. En as jy dit skiep, dan gaan jy dit mis. So is so belangrik dat jy vandag verstaan dat die Here gee vir ons hierdie geestelike dissiplines om ons geloof te bou, om ons te beloon, om by ons harte uit te kom. En Jesus het hierdie geestelike dissipline self gemodelleer. Jesus was die mees generous persoon wat daar ooit was. Hy het noodwendig baie geld gehad om te gee nie, maar wat hy gehad het, het hy vrylik vir mense tot die einde gegee. Hy het sy lewe gegee. En tweedens, Jesus het elke dag gaan bid. Elke dag het hy die 33 jaar wat hy gehad het, het hy tyd uitgevat en gesê, ek gaan bid en met die Vader, die beste deel van my tyd gaan ek vir hom gee. Nou ek weet, jy is nie so besig soos Jesus nie. Jy weet, en ek weet, jy het so baie goedjies, jy weet, op jou gedagtes. Maar besef jy, Jesus het in 3 jaar se tyd meer gedoen as wat die meeste van ons in 30 jaar se tyd doen. En hy het tyd gekry om die geestelike dissipline te doen. Markus 1 vers 35 sê, nog voor dagbreek, die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op 'n stil plek gaan bid. Hoekom is hierdie belangrik vir jou geestelike groei, vir jou geloofsgroei? Want dit is 'n afhanklikheidsoefening. Dit is 'n afhanklikheidsoefening. Wanneer jy gaan bid, dan leer dit jou om afhanklik van die Here te wees. Want ons val ons Afrikaners, ons is so onafhanklik, we've got this. Maar wanneer ek na daai stil plek toe gaan saam met die Here, dan sê ek, Here, ek kom declare vandag, ek is afhanklik van U. Ek kon nie die tyd gebruik het om weer op myself staat te maak vir iets in die goed in my lewe, maar ek vat dit uit. Ek gaan dit nie doen nie, ek maak op U staat. Ek is afhanklik van U, Here. Ek is afhanklik van U. En deur dit te doen, declare ek my afhanklikheid. Ek herinner myself dat ek U nodig het en ek dit nie sonder U kan doen nie. En in daai stil plek kom die Here en hy kom refresh jou. Die Here kom vernuwe jou denke met sy waarheid en wie hy is. Hy kom vul jou met sy gees, hy kom bemagtig jou met die Heilige Gees van God se toerustende krag in daai stil plek. En hy kom beloon jou. Die laaste ding wat ek wil sê oor en waarmee ek ook wil afsluit, is ek en jy moet dan ook in daai stil plek tyd maak vir God se woord, en dis die 2 in 1 deel. En jy moet tyd maak vir God se woord. Nou jy sal sien in die Nuwe Testament is daar nie baie gedeeltes wat Jesus sê en jy moet die Bybel lees nie. Want daar was nie 'n Bybel om te lees nie. Die disippels, die eerste generasie volgelinge van Jesus het nie 'n Bybel gehad nie. Die Nuwe Testament was nog besig om te ontstaan. Daar was die Ou Testament, maar die Ou Testament was in groot goue skruls in die sinagoge of tempel. En net as hy in die sinagoge gaan sit het, is dit voorgeles deur 'n rabbi, en dis al wanneer hy die Ou Testament gehoor het. Hulle het nie access tot die woord gehad soos ons nie. Ek en jy het die woord van God, die Ou en Nuwe Testament, in ons eie taal available. En as jy daai woord oopmaak, dan praat die Here Jesus met jou. Dis sy woord, sy asem vasgevang in ink. En wanneer jy dit lees, dan word dit weer ruach, dit word weer gees, en dit kom skep soos aan die begin van die wêreld hier binne in jou. It's amazing ding wat gebeur, God se woord, sy belofte, sy waarheid, as dit so in jou lewe inbeweeg. Dis so belangrik. Hoekom? Want Christene lees nie die Bybel nie. En ek sê dit nie net randomly nie, ek sê dit uit baie jare, saam baie mense, in baie gesprekke. Kinders van die Here lees nie die woord nie. Kinders van die Here
spandeer. Hulle sal nog bid, daai gebedjies in die verkeer en so aan. Eerstens bid ons nie, daai gebed waarvan Jesus praat nie, en tweedens lees ons ook die woord nie. Dat ook so 'n bietjie pik hier, pik daar. En dis hoekom dit vir my so belangrik is, want Jesus nooi jou uit en sê jy gaan geestelik groei as jy in hierdie stil plek tyd met my woord spandeer en my woord lees. Dis waar ek jou kom inspireer, dis waar ek jou kom inlig, dis waar ek jou geloof kom fokus. Want 'n oningeligte geloof raak super gevaarlik. En 'n ongefokuste geloof raak wetties en verloor die relational komponent. So in 'n paar minute gaan ek met jou iets deel van hoe ons hierdie saam kan doen as 'n gemeente. Maar ek wil hierdie net hier land vandag. En vir jou sê, soos jy hierdie private geestelike dissiplines in jou lewe begin inbou, en jy doen dit sodat net God jou sien, en jy besluit om generously privaat te begin gee, besluit om generously jou tyd vir God te gee en te bid en tyd met sy woord te spandeer, gaan jy sien hoe jy geestelik gaan begin groei. Jy gaan sien hoe jy na die next level toe gaan beweeg. En dan wanneer die Vader sien hoe jy in privaatheid hierdie geestelike dissiplines toepas, sê hy, nie ek nie. Hy gaan jou beloon daarvoor. Hy gaan jou beloon daarvoor op sy eie manier. Wat dit is, weet ek nie, maar ek weet dit gaan great wees. Jy wil dit nie mis nie. Maar ek het 'n sterk vermoede. Dis dat jou geloof gaan groei, daai beloning. 'n Sterk vermoede is dat jy meer intimiteit met hom gaan ervaar. 'n Sterk vermoede dat jy sy gees gaan voel beweeg in jou binneste. So hier's my challenge. Okay? Hier's my challenge. Elke dissipline vereis dat jy vooraf 'n besluit neem, né? As ek wil gaan draaf môreoggend, kry ek my goedjies slaap vanaand reg. As ek wil reg eet, dan pak ek my kosblikkie vir die werk. Het ek nie gaan takeaways en Mr. D kry nie, né? Dit het voorbereiding. So ek wil jou nooi om 'n vooraf besluit te neem om hierdie maand wat kom, Julie wat kom, om te sê, Here, ek maak 'n vooraf besluit om hierdie 2 dissiplines in my lewe in te bou. Here, ek maak vandag 'n besluit om hierdie te doen. Want kan jy imagine wat gaan in ons gemeente gebeur? Kan jy imagine wat gaan in ons gemeente gebeur? Kan jy imagine wat gaan in ons huise gebeur? In ons klein groepe gebeur, in Rustenburg gebeur? Kan jy imagine wat met ons families en ons kinders gaan gebeur as ons hierdie 2 goed begin toepas? Kan jy imagine hoe gaan die prentjie anders lyk? As ons hierdie in ons groepe doen, as ons hierdie in ons gemeente doen, as ons begin bid, begin die woord lees. Kan jy imagine? Kan jy imagine? So wat ek van jou wil vra is, ek challenge jou om te begin om jou 10de te gee. Ek challenge jou om te begin en te sê, Here, ek gaan 10% heel eerste gee. En as jy het nog nooit gedoen het nie, ek weet dit gaan jou stretch. Of weet jy wat, Here, ek besluit, ek gaan generous wees, want dis eintlik waar dit gaan. Kan nie 10de gee nie, maar Here, ek gaan so generous wees soos ek kan. En trust. En ek werk na daai benchmark wat jy gestel het. En as ek meer as dit generous kan wees, Here, gaan ek dit ook doen. Ek wil jou challenge om dit te doen. Draai dit. Ek wil jou challenge om te sê, Here, ek gaan die beste deel van my dag vir U gee. In gebed en in skrif. Here, ons gaan as klein groepe begin saam bid. As jy nie vir jou huisgesin kan bid nie, hoe gaan jy bid by klein groepe? Hoe gaan jy bid hierso in die gemeente? Dis hoekom ons sien dat hier's 'n biddeloosheid, hier's mense wat nie bid nie. Want ons leer nie om alleen met God te praat nie. Ons leer nie om in ons huise met mekaar, met God te praat voor mekaar nie. Dis nie 'n aanklag op jou nie, dis net 'n reality. Here, ek gaan die beste deel van my tyd gee. Julle, ons moet 'n biddende gemeente raak. Dis die krag van God wat unleash word deur dit. Maar dit begin by jou tyd in die stilte saam met God. En jou klein groep se tyd saam met God. En dan gaan dit uitkring na die gemeente toe. En dan gaan jy by die werk bid. Vergeet dit om by jou werk te bid as jy nog nie saam jou gesin bid nie. En Here, ek gaan deel word van 'n groep. Here, ek gaan deel word van 'n bediening in hierdie gemeente. En laastens, Here, ek gaan opsign vir 'n 365 dae Bybelleesplan. Okay? Daar's hy. Boom, QR code. Ons as 'n gemeente gaan van môre af begin om die Bybel saam deur te lees in 1 jaar. So wat moet jy doen? Eerstens, kry die Bible app, YouVersion Bible app op jou foon. Jy moet die app hê. En dan as jy die app op jou foon het, dan kan jy hierdie enetjie scan en dan gaan hy jou vat na die Bible recap plan binne die Bible app toe.
en hy gaan dit vir jou gee, en wat jy doen is, jy gaan sign dit op en sê, ek sign op vir die 365 dae Bybelleesplan, môreoggend pop hy op, daar's 'n video wat jy kan kyk, elke dag wat gerelease is, deur 'n teaching wat gedoen word, en elke dag se skrifgedeeltes word daar gegee. Imagine wat gaan gebeur in ons gemeente as ons as 'n gemeente saam die Bybel begin lees. So ek wil jou challenge vandag, scan hierdie ding, hy gaan buite wees, op die TV's, oral, jy gaan tyd hê om dit te doen, ek gaan op die gemeentegroepe ook sit, ek sal die link stuur, klik op hom, sign op, en kom ons as 'n gemeente begin om hierdie te doen. Weet julle wat, dit is 15 minute 'n dag, dit is so opgestel dat dit 15 minute 'n dag is. En imagine net, ons kan dit regkry om saam 365 dae reg deur die skrif te lees. Ek kan myself nie indink hoe die Here hierdie gemeente gaan verander, hoe die Here jou lewe gaan verander nie. Okay? Kan ek jou vra om dit te doen? Kan ek jou vra om op te sign hiervoor? En mag die Here ons help. Hier is soveel great goed wat reeds in ons gemeente gebeur. Hier is soveel mense wat al reeds ingekoop het en reeds generous is en reeds hulle tyd vir die Here gee. Maar hier is soveel wat dit nog steeds nie doen nie. Ek dink meer as die helfte van ons gemeente doen dit nog steeds nie. Vir jou wil ek vandag challenge. Trust die Here Jesus se woorde. Trust hom. En sê, Here, ek gaan hierdie doen. En mag die Here ons help vir die private geestelike dissiplines. Geloofsgroei te ervaar soos ek ooit van tevore. En skus, ek weet ek is ver oor die tyd vandag en al daai rooi flitsse en ligte en ons gaan daar agteraf al vir 8 minute. I know. Maar ek net op my hart gevoel. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie dat ons vandag ernstig kon raak met mekaar, Here. En mag ons vandag beleef dat die dissiplines gaan nie oor die mense wie ek bevoordeel of wie se behoeftes ek aanspreek of oor om meer effektief te bid of oulik te bid of enigiets anders nie. Hierdie is gegee vir ons, Here, dat ons kan groei, dat ons met U 'n dieper connection en verhouding kan wees. Dat U ons persoonlik kan kom beloon. En Here, dis nie my woorde nie, dis U woorde. Ek bid dat U kerk, U gemeente, U sal begin soek. Ek bid, Here, dat U deur die Heilige Gees ons sal help, Here, om hierdie te doen. Om te commit, Here, en te sê ek kort die geestelike dissiplines en dalk is al 'n paar ander ook. Ek het nodig om hierdie te doen. Dis nie lekker nie, is iets wat ek wil doen nie, maar ek weet ek is veronderstel om dit te doen, want dit gaan my vrystel om later te experience wat ek wil experience. En te wees wie ek wil wees. Help ons, Here, om daai connection te maak. Help ons, Here, om daai stap te neem, om daai besluit te neem. En help vir ons, Here, dat ons meer gedissiplineerd sal wees as 'n gemeente, dat ons geestelike dissiplines, godsdienstige pligte, soos U dit noem, dat ons dit sal volg, Here. En help vir ons, Here, om te beleef hoe U ons kom bless en Here, hoe U ons kom aanraak en hoe U self vir ons kom gee. Ek bid dat ons daai besluit vandag sal neem en help vir ons, Here, dat ons hierdie groei sal sien, geestelike groei in ons gemeente sal sien, geestelike verdieping sal sien en dat ons ultimately massive impact sal sien. Is dit jou gebed vandag? Sê saam met my amen.